Dag sê kerels en welkom by nog 'n episode van Blokman Basics. My naam is Edu en ek is van Boer en Butcher. Die enigste ding wat ek nog rook deesdae is vleis. Voor my hier op die tafel het ons ontbeende varkskouer of hulle noem dit die Boston Butt en dan het ons ook 'n ontbeende bees se brisket. Vandag gaan ons gesels oor hoe berei jy jou vleis voor vir die roker. Soos ek genoem het, hierdie is 'n varkskouer wat baie gesog is om gerook te word. Hy's nie so groot soos die bout nie en het meer kleiner spiergroeperings. Met ander woorde, die vleis bly vogtig in die middel. Jou slagter moet vir jou die vark se vel afhaal. Dit is noodsaaklik om daai vel af te hê tydens die rookproses, anders kan die rook nie die vleis penetreer nie. Uit die aard van die saak sal ons dan ook sommer die bout ontbeen om die vleis effens oper te maak. Op die roker sal ek hom 'n bietjie uitsprei soos hierdie, laat jou vleis lekker eweredig rook. Die Boston Butt of die ontbeende varkskouer. Hierso het ons dan bees brisket. Hieronder het ons dan nou reeds die been afgehaal vir jou. Ek gaan net hierdie laagie vet ook afhaal. Ek gaan net tot so ver gaan. Eintlik rook 'n mens nie hierdie agterste gedeelte van die brisket nie. Ek gaan hom omdraai. Hierdie is wat hulle noem die punt of die point van die brisket. Dit is hierdie gedeelte wat ons rook. Hierdie gedeelte raak te dun en het te veel vetvliese tussenin. Ons hou daarvan om hierdie punt van die brisket te rook. So ek gaan hom miskien net hier so vir ons in die helfte deel. Vir die oomblik net hierdie gedeelte een kant sit. En dan hier op die bokant gaan ons ook van hierdie ergste vet afskil. Ons moet die vet eweredig verwyder. Anders gaan jy gedeeltes hê wat sterker gerook is as ander gedeeltes, want die rook gaan nie hierdeur penetreer nie. Jy sal dan jou vleis rook teen 'n halfuur vir elke 500 gram. En dan na die eerste 2 ure, 2 tot 3 ure, afhangende van jou snit se gewig. As jy dan afgehaal het van die roker, dan laat jy hom rus en jy draai hom toe in daai butcherpyper. Voor die butcherpyper gaan jy hom toemaak met tinfolie. Wanneer jy dan die vleis klaar gebak het, haal jy dit uit, laat dit rus en daarna vleis jy die vleis. Jy het gehoor van pulled pork of pulled brisket, waarin nou goed gaan saam met 'n taco of 'n wrap. En onthou saam met gerookte vleis om deur daai verryk vetterigheid en rook te breek, soek jy ietsie suur soos 'n lekker koolslaai en dan natuurlik 'n lekker glas ale. Verkieslik, Cape Rebel. Tot de volgende keer.